As ek werklik glo dat Jesus is God en het mens geword en het tussen ons kom woon en kan wêrelde verander, kan mense verander, kan huwelike red. As ons sê dat ons is lief vir hom en ons staan werklik in verhouding met hom, dan sê Johannes vir ons, die natuurlike uitvloeisel daarvan is ek moet leef soos Jesus geleef het. En as ons wegspring plek om God te benader nie daar is nie, dan gaan ons nie reg verstaan wie God is nie en ons gaan bang wees om hom te nader of ons gaan dink hy gee nie om nie. En so daarom elke gebed, wat ook al jy bid, moet begin deur 'n verstaan van wie God is. Na die tweede gedeelte van ons Onse Vader. Maar as jy dalk laasweek nie hier was nie, wil ek vir jou verduidelik waaroor ons laasweek gepraat het. So die eerste gedeelte van laasweek wat ons oor gepraat het was die eerste 2 verse in die Onse Vader. Ek lees dit, ek gaan dit in die Here Lukas 11 vers 1 tot 4 vir julle lees. Dit sê eenmaal was Jesus ergens besig om te bid. En toe hy klaar was, het een van sy disippels na hom toe gekom en gesê: "Here, leer ons om te bid." Nou, hierdie is waar ons vir hierdie reeks vandaan kry is, Here, leer ons hoe om te bid. En ons kyk na hierdie voorbeeld van wat hy geleer het om ons gebedslewe in te rig. En dit sê die volgende, net soos Johannes se disippels geleer het, en Jesus het hulle toe geantwoord. En hierdie is waar ons laasweek gepraat het, dit is hoe julle moet bid. Vader, 'n beter vertaling daar is Onse Vader. En dan sê dit in Markus praat dit van, in Matteus 6 praat dit van, wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word en laat u koning heerskappy begin. Ons het laasweek net daai gedeelte gecover. En wat ons vir mekaar gesê het, is dat God is eerstens Vader. En die manier hoe ek en jy God het nodig het om tot hom te nader, is deur 'n kind wat na sy pa toe hardloop en sê: "Pappa, ek wil jou iets vertel. Pappa, ek het seer gekry. Pappa." Jy sien daai woord, is die Arameese woord Abba, wat beteken Vader. En as ons wegspring plek om God te benader nie daar is nie, dan gaan ons nie reg verstaan wie God is nie en ons gaan bang wees om hom te nader of ons gaan dink hy gee nie om nie. En so daarom elke gebed, wat ook al jy bid, moet begin deur 'n verstaan van wie God is. God is my pa en God gee om en God is lief vir my. Hy wil vir my die beste hê. En daarom wanneer hy antwoord en die antwoord is soms nee, dan kan ek myself daarin berus deur te weet hy is my pa en hy weet beter. Elke ouer hier weet waarvan ek praat. Jy weet daai wanneer jou kind iets wil doen. Kom ek deel met julle iets wat by ons huis gebeur. So 2 weke terug kuier my swaar van China af. Hy bietjie kom kuier en hy's 'n dosent op universiteit in China. En hy kom kuier bietjie hier by ons en terwyl hulle daar is, ek as gevolg van wie ek is, het ek hoogtevrees. Ek dink as mense 'n groter persoon is, jy val harder. So ek bly maar eerder net op die aarde. En so wat gebeur is, my seun Gideon, my oudste seun Gideon, hy is nou weer daai avontuurlus mal. Jy weet, ek weet nie waar hy dit kry nie, hy moet dit seker aan Jeannie se kant van die familie kry, want ek en my broer is albei baie, ons like nie adventure so baie nie. Die meeste adventure wat ek doen is 'n rollercoaster en dan pas ek amper na die tyd uit. Dis net nie vir my nie, okay? Ek glo ons is bedoel om op die aarde te wees, plat voete op die grond. Maar my swaar vat toe nou vir Gideon op die dak. En hulle klim op ons dak en hulle kyk so mooi oor die pragtige Klerksdorp uit met al sy potholes en kyk so mooi oor hom uit. En hulle twee praat so en ons het 'n swembad, maar julle, as ek nou praat van 'n swembad, ons het nie 'n swembad soos 'n swembad nie. Ons het so 3 jaar terug vir Gideon vir sy verjaarsdag een van hierdie bou swembaddens gekoop. Jy weet daai Intex swembaddens. En ek dink hy is 4 meter by 2 meter. En Gideon staan so op die dak. Hy sê: "Pappa, ek gaan spring." Ek sê: "Nee, moenie spring nie. Ek vertel hierdie storie vir jou van dalk is al kere wat ons na God toe gaan en dan sê ons: "Here, ek wil hierdie doen." En dan sê Here van: "Nee, moenie dit doen nie. Want hy weet wat gaan gebeur as ons dit doen. En dit lyk in die oomblik soos 'n goeie idee. Daai water het so mooi blou gesprankel. Spring in my." Maar as hy daar spring en hy breek sy sleutelbeen, dan kan hy nie rugby speel nie. En dan sit ek met 'n kind wat ongelukkig is by die huis. En jy weet, so ek het net geweet, moenie van die dak af spring nie. En sy ma sou vir my kwaad gewees het en gesê spring. So ek het net eerder gesê nee. So dit gesê, ons nader God as Vader. En dan in Matteus 6 sê hy, wat in die hemel is. En daai woord hemel is eintlik verkeerd vertaal. Het praat van so naby of nader selfs as wat ons asem is. Ons het 'n Vader wat by ons is. Ons het 'n Vader wat hier is.
binne. Hy's nie ver nie, hy's nie in die hemele, besig om op ons neer te kyk nie, hy's naby. As ons dit verstaan, dan kan ek partykeer my oë net toemaak en sê, Here, dankie dat U hier is. Ons Pa wat naby is. Want het ons gesê, hy gaan verder en hy sê, so laat U koningsheerskappy begin, aan U behoort al die heerlikheid en mag, en wat hy hieroor praat is, hy sê, God het die vermoë om alles te kan verander. So wanneer ons met hom praat, is die enigste persoon wat werklik iets aan my situasie kan doen, is hy. En ek nader God as 'n Vader wat omgee, wat naby is, wat die vermoë het om enigiets te kan verander. Dit is hoe ons gebed begin. Dit is die plek waar ek jou wil vra vandag, wanneer ons besig is om te bid, en ons gaan in hierdie week in, en ons praat met ons Vader, of dit in die oggend, in die middag, in die aand, voordat jy ver ry, of voordat jy eet. Wanneer jy ook al bid, mag hierdie die wegspringplek wees van alles. Maar nou wil ek aangaan na die volgende gedeelte van Lukas 11, en hy kom hier so en hy sê, gee ons die porsie brood, wat ons vir elke dag nodig het. En vergewe ons sondes, net soos ons die wat teen ons gesondig het vergewe, en bring ons nie in die versoeking nie. Jy sien, so Jesus kom en hy sê, okay, verstaan, dat God is naby, hy kan iets verander en hy is jou Vader. En as jy dit verstaan, dan kom jy nou, vra jy. So die volgende gedeelte van God, is nie net om by hom te wees, maar om met hom te begin praat. En wat ek jou volgende wil leer, die volgende paar oomblikke wat ons saam het, is hoe vra ek vir God? Ek wil net noem dat as jy die notas van volgende saam wil volg, dit is op die kerk se WhatsApp status, of dit is ook op, as jy weet om op die YouVersion Bible app te gaan, al die notas van vandag in die skrifgedeeltes is daar aangeheg. En so laasweek se verwysing is daar, en vandag kom ons hier by mekaar, en ons kom hier so, en Jesus kom, en ons wil praat oor hoe vra ek God enigiets. Maar kan ek gou sê, wie hier het al ooit vir God enigiets gevra? Steek gou op jou hand. Ek dink dit is ons almal. En partykeer het ons al gewonder, het ek dit reg gedoen? Of jy dink, gee God ooit om? Nou weer eens, dis hoekom ons begin waar ons begin, want hy's 'n Pa wat omgee, hy's naby. En so wanneer ek vra, moet ek weet, dat hy hoor wat ek sê. En as hy soms nee sê, is daar 'n rede daarvoor. Maar nou kom ons vandag, en die eerste ding wat Jesus sê is, gee ons die porsie brood wat ons vir elke dag nodig het. Wat Jesus, sy disippels hier leer om te bid is, jy kan vir God vra dit wat jy nodig het. Maar ons een gebed wat ek een keer gehoor het, wat iemand geteach het, hulle sê, partykeer het ons nie nodig om te bid en te sê, ons bid nie, Here, gee ons die porsie brood wat ons vandag nodig het nie. Ons sê, Here, gee my dit wat ek wil hê. En daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen dit wat ek wil hê en dit wat ek nodig het. Dis die verskil tussen sweets en groente. Ek wil die een hê en ek het die ander een nodig. Ons het nodig om tot God te kom en te sê, Here, ek bring alles wat ek is. En moet my nie verkeerd verstaan nie. Wat ek vandag vir jou sê is nie om vir God te sê wat jy nie wil hê nie, wat jy wil hê nie. Ek vra vir God gereeld wat ek wil hê. Maar soos wat ek volwasse geword het in my geloof, het dit verander na wat ek wil hê. Daar's seker goed wat ek nou die Here voor vra, wat ek onthou toe ek en Jeannie nie getroud is. Ek gaan nou 'n bietjie my gebedslewe met julle verklap van 13 jaar terug. 13 jaar terug het ek gesê, Here, dankie vir 'n mooi vrou. Ek is so lucky. Maar saam met dit ek gebid, Here, ek wil asseblief 'n groot huis hê. 'n Groot huis waar ons 'n cinema room kan insit. En Here, ek wil 'n Audi R8 ry, die Spider ene. Here, dis soos my droom. En Here, as ek nooit weer hoef te werk, sal dit amazing wees. Amen. Ek bid nie meer dit nie. Here, gee my 'n kleiner huis, want hy's makliker om skoon te maak. Amen. Jy sien, ek dink party van ons, dit verklap ons onvolwassenheid in sekere areas. En wat Jesus hier kom sê, is nie ons kan nie vir God vra nie, want daar seker goed wat ek nou nog die Here voor vra is. En ek kan in my hart hier met julle deel. Ek deel by die manne nou die oggend. Ek sê, partykeer bid ek en sê ek, Here, ons het die oggend gepraat oor trots by manne en wat dit beteken om vol te wees van jouself. En ek sê toe, een van die goed hoe die Here my nederig hou, is die kar waarmee ek ry. Nou die van julle wat ek gesien het wat se kar ek ry. Ek ry met 'n parmantige perspikant toe. Hy's so klein perserige dingetjie. Dit was Jeannie se kar wat sy gekry het toe sy klaar gemaak het met skool en toe ons getroud te word my kar. Jy weet en ek ry met daai kar en partykeer dan ry ek in hom en stop 'n ou met 'n nat nuwe Raptor hier langs my. Here, ken my hart asseblief. Hierdie ou kyk neer letterlik en figuurlik op my, want hy's hoër as ek. Hy kyk neer op my. En dan partykeer sê ek, weet Here, gee my net 'n ander kar asseblief. Jy weet, wat so kar het ook al kan wees, Here, maar net iets beter as die. Maar dan ander keer dan ry ek in my kar en sien ek mense loop en sê ek, "Jogg, Here, ek het 'n kar. Ek
ek is geseënd, Here. Dankie vir my kar. Maar jy sien, ek het ook partykeer goed wat ek die Here vra wat ek wil hê, maar daai gebed wat ek geleer het, hy sê, Here, gee my wat ek nodig het en help my om te onderskei tussen dit wat ek nodig het en dit wat ek wil hê. Ek dink dis 'n gebed wat ons meer moet bid. Here, daar's seker goed wat ek wil hê en daar's seker goed wat ek nodig het. En partykeer bid ek meer vir wat ek wil hê as dit wat ek nodig het. So help my om te verstaan wat is die verskil tussen hierdie twee. Help my om op 'n plek te kom wat ek sê, Here, ek weet daar's seker goed wat ek nodig het. Ek kom vra dat U daai goed vir my sal voorsien. En wat ook al U byvoeg na dit, dankie vir die geskenk. Maar Here, help my om tevrede te wees met dit wat U vir my gee. Hoor gou, Jesus het nie gesê, Here, gee vir my brood nie. Hy het vir my gesê, gee vir my 'n porsie brood. Och julle, ek lees hierdie week 'n stelling. En dit het my aangespreek, en miskien gaan dit jou aanspreek, maar dis een van daai stellings as jy hom lees, dan voel jy so 'n bietjie gekonfronteer. En die ou sê, ek het opgelees oor hoekom bid mense so min? Van die goeters is mense is te besig, mense weet nie hoe nie. Maar die een ou het 'n interessante stelling gemaak. Hy sê, een van die redes hoekom hy glo mense nie meer baie bid vandag nie, is want ons het nie gebed nodig nie. Ek dink, okay, en ek lees verder. En hy sê, want meeste van ons het meer as net 'n porsie brood in ons huis, ons het 'n yskas vol kos en 'n kar vol petrol en 'n salaris wat vol is en ons het nie eintlik nodig om God te vra vir enigiets nie, want ons dink ons het hom nie nodig nie. Jy sien, ek weet nie van jou nie, maar ek weet daar was oomblikke in my lewe waar dit baie swaar gegaan het met ons. En ek het in daai oomblikke meer gebid as die oomblikke toe dit met my goed gegaan het. En partykeer is ons so besig om te vra vir wat ons wil hê, ons besef nie wat ons het nie. Of partykeer het ons soveel, ons gaan nie eers na God toe en ons vra hom nie eers, ons het nie nodig om te bid nie. En so ek wil jou vandag vra, dalk is dit die een ding wat jy nodig gehad het om volgende te hoor, is Here sê vir jou, dat jy het nodig om weer van hom afhanklik te word, want hy kan in 'n oogwink alles wegvat wat jy het. En so ek kom na hierdie goeie Vader toe, wat naby is, wat vir my omgee, en ek deel met hom my behoeftes. Ek sê, Here, ek het vandag, en ek weet Jesus praat hier van kos. Hy praat van voorsien my vandag die brood wat ek nodig het, die porsie brood wat ek nodig het. Maar ons van ons vandag hier dat in die oggend wanneer jy opstaan, het jy nodig om te sê, Here, gee my die geduld wat ek nodig het. U weet dat daai persoon by die werk, Here, ek kan nie. Hulle vertel altyd grappies, ek werk harder as hulle en dit lyk of hulle die bevordering gaan kry. Here, help my om tevrede te wees met wat ek het. Gee my die krag wat ek vandag nodig het, om net deur hierdie dag te kom. Here, gee my die selfbeheersing wat ek vandag nodig het, om nie geld uit te gee op goed wat ek nie nodig het nie. Here, gee my die vermoë om te kan onderskei vandag, wat reg is en wat goed is. Here, net dit wat ek vandag nodig het. Jy sien, Jesus kom hier en hy sê in die woord, dit wat ons van nodig het om te leef is meer as net brood. Dis wat Jesus sê. Ons het daaroor gepraat in ons vorige gedeelte wat ons gepraat het oor hoe lees ons saam Bybel. Ons het gesê Jesus kom en in die woestyn word hy versoek deur die vyand en hy sê vir die klippe hulle moet brood word en Jesus antwoord hom deur Deuteronomium aan te haal en hy sê ek het 'n mens het meer nodig as net van brood om van te lewe. Wat het jy nodig? Die woord van God. En so dalk in die oggend het ek nodig om te sê, Here, gee my vandag die woord wat ek nodig het uit U woord uit, wat ek nodig het om vandag my lewe te leef soos wat U wil hê ek my lewe moet leef. My Vader is naby, hy gee om, hy kan goed verander, ek kan vir hom vra. Maar dan bring hy my die tweede gedeelte, hy sê, en tot daartoe is dit maklik. Kan ek net, voor ek verder gaan, ek het 'n Vader wat vir my lief is, wat naby is, vir my omgee, wow, wie wil nie dit bid nie? Here, hier is my behoeftes, wow, amazing. Maar dan kom ons by die tweede gedeelte. En vergewe ons sondes, yes, amen, wie se sonde, wie wil jy julle sondes moet vergewe wees? Steek gou op jou hand, enig iemand, as jy jou hand opsteek, jy verstaan nie die vraag nie, ons almal wil hê ons sondes moet vergewe word, yes, Here, amen, maar ons 'n tagline op wat Jesus hier sê, hy sê, vergewe ons sondes, net soos ons die vergewe wat teen ons Here, hier is moeilik, Here, help my om te vergewe, want dit is moeilik. Kan ons vir mekaar sê, dit is moeilik om te vergewe? Dit is nie maklik om te vergewe nie. So Jesus kom en hy sê, jy vra vir God wat jy nodig het. Hy sê, maar dan sê jy vir hom, Here, ek het nie vergifnis nodig, maar help my om ander te vergewe. Help my om vir ander te kyk en te sê, ek hou nie meer hierdie teen jou nie, ek spreek jou vry. Wat Jesus eintlik hier sê, is as ons nie ander vergewe nie, vergewe God ons nie. Dus as jy volgend hier loop,
met hierdie las van onvergifnis. Ek sê nou vandag vir jou, dit steel jou vreugde, dit steel jou vrede, dit is besig om jou lewe te verwoes. Dit is soos 'n kanker wat jy nie kan sien nie, wat besig is om jou weg te vreet. En ek staan nie en sê dit vanmôre vir jou hier, want ek dink, ek het dit iewers in 'n handboek gelees toe ons besig was om teologie te studeer nie. Ek het vir jare geloop wat ek nie my pa vergewe het nie. En dit het my weggevreet, die man wie ek moes wees. Tot eendag wat ek gekom het en ek het gesê, Here, ek spreek om vry, en is die beste dag van my lewe gewees. Ons het familie gehad wat by ons geld gesteel het. Ons het 'n besigheid gehad, die besigheid verkoop, die familie het geld by ons gesteel, op 'n baie slinkse manier, en ek kan vandag vir julle sê, dit was seer. Ek moes hulle vryspreek, want vir te lank het ek geloop met hierdie haat in my, as ek hoor, ons is by 'n familiekuier saam. Mense wat jou al dalk teleurgestel het, mense wat vriende genoem word, en dan steek hulle jou in die rug. En wat ek beleef vanmôre as ons by hierdie punt kom, is hoe die Here ons uitnooi om op 'n plek te kom, wat ons eerlik is en sê, Here, dit wat ek vandag nodig het, is dalk nie 'n sny brood nie, maar dit wat ek vandag nodig het, is die krag, om net daai persoon te kyk, en nie in mekaar uit te val nie. Help my om te vergewe. Help my om vry te spreek. En wat ek ervaar het in my lewe, en Jesus sê dit hier, is die enigste manier hoe ek ander kan vergewe, is deur na myself te kyk en te sien wat God my voor vergewe het. Jy sien, so wat ek doen, wanneer iemand my te nagekom het, en ek doen dit nie dadelik nie. Dit is 'n bietjie moeilik om dit dadelik te doen, dit is moeilik om dit te doen as dit nog vars is en seer is, en die wonde is nog daar. Is partykeer, dan gaan ek na Jesus toe, en dan sê ek, Here, en dan begin ek my sondes bely, en ek dink hierdie is een van die wonderlike goed, iets wat ons as moderne kerk nie meer oor praat nie, is belydenis, is om te sê, Here, hier is my fout, en nie net te sê, Here, ek is jammer nie. Kan ek net gou sien, vrouens, ek wil vir 'n oomblik met julle praat, wanneer jy vir jou man kwaad is, en vrouens het mos hierdie manier, en dalk sit nie alle vrouens, ja, as ek vergewe my as ek veralgemeen, maar in my huis werk dit so. As my vrou ongelukkig is oor iets, en ek vra vir wat's fout, dan is die antwoord, niks. Manne, kan ek net gou sien, is dit dalk jou huis vanmôre? Hier's van die manne wat bang is om hulle hand op te steek. Sê ja, is my vrou daai. As jy 'n man vra wat fout is, meeste manne is van, dit is fout, dit het daar gebeur, dit is, en ons sort uit. My vrou, wat's fout? Niks. Okay, is reg. As my vrou net wil vir my sê wat ek verkeerd gedoen het, kan ek daarvoor bely. Maar ek het toe nou intussen, en toe ek jong getroud was, en sien ek my vrou is kwaad, dan sê ek vir my, liefie, ek is regtig jammer. Ek het geen idee wat ek verkeerd gedoen het nie. Liefie, ek is regtig jammer. En 1 of 2 keer is van, okay, ek vergewe jou. En nie by die 3de keer sê ek my, liefie, ek is regtig jammer. En sy sê, waarvoor? Ja, dit was dus, okay, vir alles. Sorry, nee. En soos van, jy sien, jy is nie regtig jammer nie. En ek wonder hoeveel van ons gaan na God toe, en ons begin ons gebed met, Here, vergewe my sondes. En dan vra die Here, okay, maar wat se sondes? En dalk het ons nodig om op 'n plek te kom wat ons vir die Heilige Gees vra, Here, wys my, wat is die sondes wat ek in my lewe toegelaat het? Wys my, wat is die goed wat ek besig is? Dalk is dit trots. Dalk is dit onvergenoegdheid. Dalk is dit geldgierigheid, of dalk is dit onvergifnis. Dat ek by God sal kom en sal sê, Here, hier is ek, wys my wat ek verkeerd. En weet jy wat is die effek wat hierdie op jou het? As ek kom by God en ek sê, Here, wys my sondes. En weet julle wat? Iemand sê eendag, dis die enigste boek in Jakobus, en Jakobus sê dit, as jy die woord van God lees, is dit 'n spieël wat vir jou wys wat verkeerd is in jou lewe. En terwyl ek tyd spandeer in God se woord, partykeer dan wys hy vir my sekere goed. Dan sê hy vir my, Marius, hierso was jy bietjie vol van jouself gewees, en het jy dit oor jou gemaak en nie oor my gemaak nie. Here, dis seer. Dan kan ek sê, Here, vergewe my vir dit. En wat die effek van is, as ek so by God gaan sit en ek vra vir my, moet vir my foute uitwys, en my sonde uitwys, my gebrokenheid uitwys, is wanneer ek nodig het om ander te vergewe, dan dink ek oor wat God my alles voor vergewe het, dan is dit vir my bietjie makliker om hulle te vergewe. Dan is dit vir my, wow, as God my kon vergewe vir al hierdie lys van goed, dan kan ek daai persoon vergewe vir die een ding wat hulle teen my gedoen het. Ek besef, daar's mense wat aaklige goed dalk teen jou gedoen het, wat seer gemaak het, wat dalk jou huwelik uitmekaar uitgeruk het. Maar besef net, en dit lees ons in Romeine, kom Paulus en hy sê so, hy sê ons almal het gesondig en val kort van die glorie van God. Is dit in Johannes wat hy sê, en in Petrus wat hy sê, as jy sê jy is sonder sonde, dan bedrieg jy jouself, hy sê die waarheid is nie in jou nie. As ek 'n lys moet begin maak van al my foute, dan sien ek, wow, ek verdien nie vergifnis nie. Dit is so mooi, Lianka wat ons vanoggend toegewy het, haar naam beteken genade, en die woord genade beteken onverdiende guns.
Ek staan vandag hier voor julle en dit wat ek het is onverdiend. Ek het niks gedoen om hierdie te verdien nie. As ek vir julle, ek is so bly, julle kan nie die foute sien wat ek al gemaak het nie. Die goed wat ek al in die geheim gedoen het. Wat ek na God toe moes gevra het, gegaan het en gesê, Here, ek is jammer, maar tog kan ek na hom toe gaan en ek kyk na daai en ek kyk na my verlede en ek kyk na my sonde en ek sien dit en ek kyk na die persoon wat my te nagekom het en ek sê, as Christus vir my kon gesterf het vir daai, al is dit moeilik, het ek nodig om hulle te vergewe. Want weer eens, ek gaan dit weer vir jou lees, hoor wat sê Jesus. Hy sê, en vergewe ons sondes. Ek maak my bewus van my eie foute. Hy sê, net soos die wat teen ons gesondig het vergewe, help my, dat ek eers na myself sal kyk en dan na ander sal kyk. Sal sien waarvoor ek vergewe is. En dan kan ek ander vergewe. So God, ons vra vir ons brood, ons vra vir wat ons nodig het. Die tweede ding is, ons vra dat hy kan doen wat ons nie kan doen nie. Ons kan nie onsself vergewe nie, slegs God kan. En dan kom hy en hy sê, en bring ons nie in die versoeking nie. En die derde ding wat ek volgende beleef is dat ons kom en ons vra vir krag om die moeilike dinge te doen. So ek vra vir wat ek nodig het, ek vra dat God doen wat hy kan doen, wat ek nie kan doen nie, en derdens vra ek, Here, gee my die krag om die moeilike goed te kan doen. En wat ons hierso doen, is ons kom en ons sê, Here, daar's goed wat oor my pad kom, soos om iemand te vergewe, maar ook die versoeking van hierdie wêreld. Jy sien, hierdie wêreld het baie versoekings, en vir elkeen van ons verskil dit, vir van ons, en ek het nou 'n paar van dit genoem, vir van ons is dit die teenoorgestelde geslag. Ons begeer die teenoorgestelde geslag. Ons, en die woord praat hier van ons pleeg egbreek, ons vat wat nie ons in is nie, van 'n ander persoon, van ons steel. En dit gaan met jou swaar, en jy sien ons 'n geldjie by die werk, en jy kan dit inbetaal, en niemand gaan weet nie, jy gaan dit vat, en jy weet, SARS gaan nie eers agterkom nie. En wat jy vir jouself sê, is jy oortuig jouself hierdie, en daai versoeking, het sonde gebeur nie gewoonlik net met, hey, hier sonde, ek het dit per ongeluk gedoen nie. Gaan kyk selfs van die begin af, hier is die strategie van die vyand. Hy kom en hy wys vir jou iets wat hy dink jy wil hê. Hy wys vir jou iets soos, kyk hierdie mooi vruggie. As jy hierdie vruggie eet, gaan jy soos God word. Dis 'n versoeking. En wanneer ons saam met Jesus se pad stap, hoor net gou mooi, en dis vir my so awesome dat Jesus iets sê, dit beteken nie, ons gaan nie meer versoekings hê nie. Mense het hierdie idee, dat as ek my hart vir Jesus gee, ek word gedoop, dan sal geen meer versoekings nie. Nou sit ek in Jesus. Awesome. Ek wil sê, dis nie my ervaring nie. En dis nie Jesus se perspektief hier nie. Jesus is hier besig om met volgelinge van hom te praat. Hy praat met sy disippels, die manne en vroue wat naby hom leef. En weet jy wat sê hy vir hulle? Hy sê, jy gaan, al volg jy my, al loop jy elke voetspoor wat jy kan in Jesus se voetspore, gaan jy versoeking beleef in hierdie lewe. En een van die versoekings wat ons dalk vanoggend hier sit, jy sê, nee, die duiwel kan my nie versoek nie. Kan ek vir jou sê, daai is die versoeking van trots. Het sal nooit met my gebeur nie. So kan ons aangaan met die voorbeelde van wat dit beteken om versoek te word. En Jesus kom hier en hy leer ons, hy sê, vra vir God, om jy die krag te gee om dit te kan deurstaan. Om te kan nee sê. Jy sê, want om 'n versoek te word is nie sonde nie. Maar om in te gee tot die versoeking, dis wat lei tot sonde. En wat Jesus ons hier leer om te bid, is elke dag afhanklikheid. Eintlik wat hierdie beteken is, Here, ek is afhanklik van U om deur hierdie situasie te kom. Dis hoekom dit belangrik is dat ons elke liewe dag bid. Wanneer ons begin bid, dan verklaar ek, Here, ek het U nodig. Here, hier is die goed wat elke dag op my pad kom, en dalk is 'n goeie roep vir jou om te gaan doen, is om te gaan kyk, waar word ek versoek in my lewe, en waar is ek besig om te val, waar is ek besig om in te gee tot hierdie versoeking, en dan na Jesus toe te gaan en te sê, Here, gee my die krag, gaan na God toe, sê, Vader, U is naby, U gee om, U gee vir my dit wat ek nodig het, U help, U vergewe my, help my ander te vergewe, maar laastens, Here, hier is hierdie goed in my lewe, wat my weg wil vat van U af, want hier is die realiteit van versoekinge, dit vat jou weg van God af. Versoekinge lei na sonde toe, en as jy my nog nooit hierdie oor sê het nie, hierdie is iets wat ek my lewe probeer volgens rig, is om myself te herinner aan die volgende, sonde gaan jou altyd verder vat as wat jy wou gegaan het, en dit gaan jou altyd meer kos as wat jy wou betaal het, altyd. En wat die vyand met ons doen is, dis soos visvang. Ek het Vrydag hier voorreg gehad om met Skoonspruit Hoërskool se seuns te praat, was vroue biddag, en Skoonspruit vra vir my, ek moet met hulle seuns kom gesels, en ons het gesels met die seuns oor wat beteken dit om 'n ware man te wees, en ek praat met hulle oor hierdie versoekinge, en ek sê vir hulle, die vyand is soos 'n visserman. Hy sit hierdie pragtige loor op, hierdie pragtige wurmpie wat so, hy lyk asof hy jou nie kan seermaak, jy is lekker kossies, en dan gooi jy dit in, en ons is so, en dan vat jy daai ding.
Wat jy nie besef het, in die binnekant van hom is al hierdie skerp hoek wat jou hier in die mond gaan ruk. En waartoe dit jou vat is na die dood toe. En daarom kan ek nie 'n dag begin sonder om te sê, Here, dit is goed wat my in die afgrond in wil sleep, goed wat na my dood toe gaan lei, gee my die krag om hierdie goed te weerstaan. En partykeer het jy nodig om hierdie, nie net elke dag te bid nie, maar partykeer uurliks. Dalk het jy nodig om gereeld, wanneer die versoeking kom, sê, Here, gee my krag asseblief, hierdie ding kom en dit wil my, ek weet waantoe dit lei, ek weet waantoe hierdie pad gaan vat, Here, gee my die krag om hierdie te kan weerstaan. Amen. Maar jy moet dit nie net bid, dis nie soos 'n magic wand wat jy waai, nou is die versoeking weg en nie hoor. Imagine. Dis 'n gebed en jy sê, Here, gee my die krag, gee my die krag. En as jy sien is nog steeds so, dan maak jy oor toe en jou aanbid. Jy sê, Here, gee my die krag, gee my die krag, gee my die krag. En dikwels wat gebeur is, jy moet net deur daai oomblik kom. Here, ek wil nie meer drink nie. Gee my die krag, gee my die krag. Hierdie vriend het nou 'n bier voor my oopgemaak en dit lyk verskriklik lekker. Here, gee my die krag, gee my die krag. Here, ek probeer vrykom want ek het agtergekom dat nikotien het beheer gevat vir my lewe en ek wil vrykom van dit af. Here, gee my die krag, gee my die krag, gee my die krag. Here, ek sukkel met pornografie. Ek is besig om my huwelik te verwoes. En wanneer ek alleen is, dan kom dit op, Here, gee my die krag as ek alleen is om na U te kyk. Gee my die krag om te besef, ek gaan my kinders en my vrou seermaak, of ek gaan my man en my kinders seermaak. Dis 'n groot probleem onder vrouens ook tans besig om te gebeur. En so kan jy jou eie storie maak en jy kom en jy sê, Here, hier is ek asseblief, Here, help my, Here, help my, Here, help my. So ek vra vir God wat ek nodig het, ek kom en ek sê vir hom wat ek nie kan doen nie, en dan vra ek vir hom om die moeilike goed vir my te doen. En so wat ek volgende wil doen, en daar's soveel ander notas wat ek nog vanoggend op die YouVersion Bible heb gesit het, ek wil jou vra, doen 'n studie hierdie week of van stom goed wat ons daar vir jou gesit het. Maar ek hou van hierdie woorde van Tyler Staton, is 'n boek wat ek laas jaar gelees het, en ter voorbereiding van hierdie gebedsreek het ek dit nou weer begin bietjie deurgaan. Die boek se naam is Praying Like Monks and Living Like Fools, maar in hierdie boek sê hy die volgende oor gebed. En hoor hierso, as volgende wat ek nou net gesê het, hy sê, prayer is search for help outside the self. So om te sê, Here, ek het hulp nodig, ek kan nie myself help nie. Ek het al probeer, en keer op keer het ek geval. Ek het U nodig. Prayer is a search for help outside the self. Jy sien, en so daarom wil ek hê, ons moet kom na God toe, en ons deel met God wat goed is, maar ons deel ook met God wat sleg is. Ons noem dit 'n klaaglied. Ek weet nie of jy hierdie geweet het nie, maar almal van ons dink ons moet net vir God mooi vra wat ons nodig het. Maar het jy geweet, jy kan by God kla? Jy kan vir God sê wat sleg is in jou lewe en in jou samelewing. Jy kan met God praat oor die oorlog en die olieprys en die mielieprys en die back and close hier. Jy kan met God daaroor praat. Hy gaan nie sê, ek het nie geweet nie. Hy gee om oor daai goed. En teenoor daar's 'n hele boek in die Bybel, klaagliedere, wat gaan oor iemand wat eenvoudig net kla. Dit moet net 'n boek in jou lewe wees, hoor, nie jou hele lewe nie. Kan ek net daar buite stel. Maar weet julle wat doen ons? Ons almal kla, of jy nou by God kla, baie van ons kla by iemand anders. Ons kla by ons vrou of ons man, ons kla ook by ons kinders. Of asseblief van julle, wat hou net op met die volgende, ons kla op Facebook. En ons kla by mense wat niks aan dit kan verander. Jy sien maar die verskil tussen daai kla en om na God toe te gaan en by God te gaan kla, is ek vat dit na iemand toe wat iets kan verander, en ek stap anders daar uit, en wat ek doen wanneer ek by God gaan kla, en ek sê, Here, my huweliksmaat maak nie reg met my nie. My man is besig om my teleur te stel, hy lei nie die gesin soos hy moet nie. Here, ek is teleurgesteld in my man, en hy maak my seer. Wat ek doen is, ek staan by God, en ek praat met hom daaroor, en weet jy wat doen God? Hy sê, my kind, ek hoor jou. En dis wat ek vir hom sê, dis waar ek dan sê, Here, gee my die krag om hier deur te gaan, en hierdie situasie reg te kan hanteer. En ek stap weg. Want God gee my dan die krag, ek gaan kla by God. En so dis hoekom is vir ons belangrik om na God toe te gaan met hierdie, en te sê, Here, hier is ek. Ek wil weer vir jou 'n praktiese toepassing gee vir die week, en dit is dieselfde as laas week. Kry vir jou 'n tyd en 'n plek, wat jy vir jouself sê, hier gaan ek bid. Ek het nou op my foon, elke dag 11:15, ons as span probeer saam eet, elke dag 12:00. 11:15 gaan my alarm af, voordat ek gaan eet, dan kom ek en ek bid, en ek bid net vir die gemeente, en ek bid vir myself, en ek bid vir my huwelik, en ek bid vir my kinders, en ek bid vir die oorlog, wat besig is om aan te gaan, en wat besig is om ons almal te raak, en ek bid vir ons boere. En ek elke dag, dan het ek daai tyd, ek het my oggend, my middag en my aandritme, wat ek tyd uitsit, wat ek gaan bid, kry 'n tyd en 'n plek, en sê, Here, hier gaan ek daar bid, en as ek nie dan kan bid nie, dan sit ek, herskeduleer ek.
Here, ek gaan nie my tyd by U mis nie, want weer eens, ek kan nie sonder U nie, daarom kom ek in gebed. Stel vir jou tyd in 'n plek vas. Bid die Onse Vader, al friek gebed jou uit, en jy is nie goed met woorde nie, dan bid jy net, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood. Gaan en dan bid jy dit. Jy sê daai woorde, en jy dink aan wat jy vanoggend gehoor het, en jy kyk hoe dit uitspeel in jou eie lewe. En dan bring in die laaste ding is, dan word jy stil en jy luister dat God jou gaan antwoord. Ek wil vanoggend vir julle 'n gebed lees, 'n eerlike gebed. Deur 'n pastoor, sy naam is Ted Lodder, en hy is al intussen oorlede, maar Ted Lodder het die volgende gebed geskryf, en dit is my so eerlike gebed, en ek wil jou vra, kyk hierna en besef, jy kan so na God toe kom. Hy sê so, Holy One, there is something I wanted to tell you. But there have been errands to run and bills to pay, arrangements to make, meetings to attend, friends to entertain, washing to do. And I forget what it is I wanted to say to you. And mostly I forget what I'm about or why. Oh God, don't forget me, please, for the sake of Jesus Christ. Eternal One, there is something I wanted to tell you, but my mind races with worrying and watching, with weighing and planning. My attention is preoccupied with loneliness, with doubt, and with things I covered, and I forget what I wanted to say to you. Oh God, don't forget me, please, for the sake of Jesus Christ. Almighty One, there is something I wanted to ask you, but I stumble along the edge of a nameless ridge. I forget what the real question is that I wanted to ask, and I forget to listen anyway because you seem unreal and far away. Oh God, don't forget me, please, for the sake of Jesus Christ. Oh Father, perhaps you've already heard what I wanted to tell you. What I wanted to ask is, forgive me, heal me, increase my courage, please. Renew in me a little of love and faith, and a sense of confidence, and a vision that I might mean to live as though you were real, and I mattered, and everyone was a brother and a sister. What I wanted to ask in my blundering way is, don't give up on me. Laugh with me, and try again with me, and I will with you too. What I wanted to ask is for peace enough to want and to work for more, for joy enough to share, and for awareness that is keen enough to sense your presence here, now, there, then, and always. Kom eerlik na God toe. My Vader, wat naby is, wat enigiets kan verander. Dit is goed wat ek nodig het. En dan noem jy dit. En Here, ek wil vergewe word, want hier is my lewe. Noem dit. Maar Here, hier is mense wat ek moet vergewe, en dis moeilik. Noem hulle op die naam. Sê vir hom, vra vir hom jou die krag te gee om hulle te vergewe. En dan sê jy, en jy sluit daai gebed af deur te sê, Here, hier's goed in my lewe wat my weg wil vat van U af. En ek sukkel om nee te sê vir dit. Gee my die krag om daai goed teen te kan staan. Gee my die krag om aan die ander kant nader aan U te kom en nie nader aan dit te wees nie. Amen. O, as 'n familie, kom ons bid vanmôre saam. Here, tussen die gejaag van hierdie lewe en die moeilike goed wat soms in ons lewens aangaan, en die feit dat ons kinders het wat ons in die aand dalk wakker hou, en ons aandag aftrek, en tussen sport en akademie, of universiteit, of kinders wat al groot kinders is, en hulle baba is op pad, en ons is in al hierdie gejaag van ons werk, en ons aftreeplan, en gewig verloor, en dit alles, is dit so maklik om, Here, U te verloor in dit alles. En ek is mal oor wat hierdie Ted Lodder geskryf het, Here, moet my nie vergeet nie, Here. Help my om te onthou wat U vir my gee. Help my om by U stil te staan. Here, help my om te besef U is nie ver nie, maar naby. En Here, dat U omgee. Dat U soos 'n pa is wat vir my lief is, en wat vir my net die beste wil hê, Here, en help my in dit, Here, om altyd U te vra vir wat ek nodig het, en nie net
Nie net dit in my eie hande te neem en te dink ek weet wat ek nodig het nie, maar Here te kom en te sê gee my dit wat ek nodig het en dit wat ek het kom ek met dankbaarheid en ek sê vir U dankie. Dankie vir elke klein bietjie wat ek het, Here, want dis net genade. Ek verdien niks, eintlik al wat ek verdien is die dood. Here, wys vir my foute uit sodat ek perspektief kan hê oor hoeveel U my voor vergewe het en sodat ek perspektief kan hê om ander te vergewe. Here, daar's goed in hierdie lewe wat besig is om te steel by my. Dit steel my geluk, dit steel my vrede, dit steel my vreugde. Here, dit steel my verhouding met U. Help my asseblief om daai goed aan te spreek. En nie uit my eie krag uit nie, maar deur U Gees wat in my woon, dit te kan teenstaan en 'n weg uit te kan kry. Ek kan niks sonder U doen nie, Here. En daarom kom ek vandag en ek sê, Here, gee my dit wat ek nodig het vandag. En help my dat dit sal lei na liefde tot ander. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.